Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ons is so dankbaar vanmôre vir die heerlikheid van die Here. Amen. Is jy bly om hier te wees? Amen, baie dankie. Weet jy, vanmôre voordat ek begin met my boodskap, wil ek net so 'n dingetjie of twee gou vinnig met u deel, wat ek dink vir u baie kan beteken, en ook dalk vir elkeen wat live ingeskakel is om te verstaan. Onthou, kyk nou mooi, ek lyk ordentlik, ek gaan nou die baadjie uittrek, is warm. Ek wil so vinnig met u deel, terwyl ek nou vanmôre dink, en ek is vanmôre besig oor die opstanding wat so belangrik is vir ons as kind van die Here. Is die opstanding wat alles waarvan ons praat, wat ons bedien en waaroor ons deel, tot krag maak. As hy nie opgestaan het nie, het dit nie die krag gehad nie. Die opstanding het die krag bewerkstellig. Dit beteken, dit wat hy gesê het was die waarheid. Dis ja en dit is amen. Sê amen. Hey, praise the Lord. Kom ek deel gou vinnig met u. Het jy al baie gekry dat hulle vir jou wil vra, hoor maar ons verstaan nie die derde dag, maar ons is nou eers die tweede dag Sondag, en dan kry ons natuurlik die ouens wat vasgehak het by die Sabbat en nog nie by God uitgekom het van die Sabbat nie. Nou kom ek verduidelik gou vanmôre vir u mooi. Die Here het op my hart gelê om dit net vinnig vir u te noem voordat ons begin. Eerstens, as ons kyk na die woord van die Here, gaan hy sien voor die Sabbat wat volgens die Jode, die Joodse kalender verskil van ons kalender. Ons moet dit net mooi verstaan. Volgens die Joodse kalender het die Sabbat begin Vrydag aand 6:00. Het hulle begin met hulle Sabbat. So hulle het Jesus gekruisig op daardie Vrydagoggend, het hulle hom gekruisig 3:00 die middag, toe het hy geroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het jy my verlaat? En toe skreeu hy die laaste woorde, dit is volbring. Halleluja, interessant, toe kom die son weer op. In die middag. Okay, kom ons gaan aan, en toe is Jesus gesterf, hy het die asem uitgeblaas, sê die woord. Hulle het dit toe nou nog nie geweet nie, want hulle ken nie die gees nie, maar okay. Hulle kyk toe na die ander twee manne, hulle sien nie hierdie ouens ly nog, breek hulle bene, laat hulle nou sterf, want hulle mag nie tot op die Sabbat, die Saterdag van die Jode wees nie, want anders gaan hulle hom ontheilig. Toe hulle by Jesus kom, toe sien hulle hy is reeds dood. En hulle haal hulle net van die kruis af, nadat hy natuurlik met spies gesteek het en so aan. Toe haal hulle hom af, dit was die eerste dag. Die tweede dag was die Sabbat, die Saterdag. Al 4 evangelies verduidelik vir julle baie duidelik, dat en die dag, die volgende môre na die Sabbat, wat hulle Saterdag is, het hulle gegaan na die graf toe, en hulle het gesien, die klip is weggerol, Jesus het opgestaan, hy die Sondagmôre het Jesus opgestaan. En as gevolg van die Sondagmôre, wat ons Jesus, wat deur die Jode verwerp en gekruisig is, het ons besluit om die Sondag, reeds van die 1ste eeu af, die Sondag ons Sabbat te maak. So moenie weer met my karring oor jou Sabbatdag nie. Ek het by Jesus uitgekom, hy is my Sabbat, hy is my rus, amen. Ek vier nie vanmôre 'n Sabbat vir iemand wat nog nie in die Sabbat se rus ingegaan het nie. Die woord van die Here sê in Openbaring, hy deel dit vir ons 'n ander plek in Hebreërs ook, hy sê dat ons wat in Christus is, het die Sabbat se rus ingegaan in Jesus Christus. Amen. Amen. Nou weet ek, nou verstaan nie en ek verstaan, ons verstaan mekaar. Daarom hou ons Sabbat op 'n Sondag, want dis die dag wat my Jesus opgestaan het. En daarom eer ons hom as Christene wat in Christus glo, is dit ons Sabbat. Amen. Okay, is jy happy? Waai vir my. Ons het daai fight gewen. Next round. Okay, kom ons gaan aan. Is vir my vanmôre voorreg om met julle te deel. Die Here het iets op my hart gelê, iets so spesiaals. Ek het gesê, Here, ek soek ook iets lekkers om te bring, man. Ons het so 'n lekker tema. Maar die Here praat met my nou al paar weke wat ek besig is om voor te berei op die Here wag op afsondering. En die Here praat met my al 'n week terug en ek vermy hom, ek hoop daar kom iets anders uit. En die Here sê vir my baie duidelik, dis die woord vir my volk. Maar dis nie net 'n woord vir my volk nie, dis 'n woord vir die kerk in Suid-Afrika en oor die wêreld, en ek wil vanmôre 'n beroep doen dat elkeen wat live ingeskakel is en elkeen wat u wat vanmôre is, hierdie boodskap sal versprei so wyd en suid as wat u kan. Hoor wat die Gees van God vir u sê vanmôre en dan besluit u self of u dit gaan doen. Maar ek het vanmôre vir u 'n woord van God af. En die Here praat met my oor 'n
oor 'n duidelike maar 'n harde woord vir die wêreld daar buite. En die tema wat ek gekoppel het aan hierdie woord, en daar's eintlik 'n paar aspekte waarvan ek gaan praat, maar ek het dit gekoppel, die tema, alles of niks. As daar een ding is waarvan God nie hou nie, en jy kan deur die woord gaan lees, is dit 'n halfhartige mens. As Christus sê, nee, na die eerste paar, hou, is klaar, dis genoeg, kom ons onttrek, ek het my deel gedoen. Dan was vir vaar van die siektes, was daar genesing, maar daar was nog nie verlossing vir my, as 'n heiden, wat weg was van God se aangesig af nie. As Jesus gesterf het, hy het nie opgestaan nie, wie het vir my ingetree by die Vader? Hy moes voluit gee, alles of niks, sê vir die langs jou, alles of niks. Alles of niks. Nou gaan ek vir jou 'n mooi gedeelte lees, is uit die Bybel uit, ek hoop u het 'n Bybel hier, en dis iets wat u nie in hierdie tyd gaan hoor, in die kerke, en veral nie van die sosiale media af nie. Maar dis tog God se woord. Romeine 1 vers 26 tot 32, ek lees uit die ou vertaling, die ware woord van die Here. Hy sê vers 26, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in hul welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Nou vra ek vir jou dominee, pastoor, prediker, wat sê dat homoseksualisme reg is, jy gaan teen God se woord 100%. Die woord van God sê so, God made Adam and Eve, not Adam and Steve. Okay, kom ons gaan aan. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid. Hier kom nou vir ons ander ook dalk bietjie eina. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers. Kyk, ek sê as jy saamstem, sê jy amen, maar as hy tref, jongetjies sê bietjie, eina! Onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onverzoenlik, onbarmhartig. Mense, al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Maar luister nou mooi, dis die kerk van God kom hier in. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring gee aan die wat sulke dinge doen. As die kerk van God nie sy staan nie, sal ons in dieselfde oordeel as die wêreld val. As die kerk van God nie staan vir wat reg is nie, en jy voel, ag, is my ou bloetjie, ek kan niks staan doen nie, wil ek vir jou sê, God gaan van jou dit afeis, want jy moet staan vir wat reg is. Die Here sê, omdat jy jou kinders nie getuig het nie, sal hulle sonde op jou kom. Ek weet, is nou nie lekker nie, maar sê maar amen en waai vir my, is nie so erg nie, of wys 'n vuis. Waai bietjie, amen. Hier, nou waai net 3 vir my. Waai so bietjie. Ja, jy gaan nou beter voel, want jy is besig om daai plastiek stoel te buig, man. As ek hierdie gedeelte vir ons lees, sê nou vir my, klink dit nie vir julle na 'n opsomming van 2025 in die wêreld waarin ons leef nie? Dat dit gaan oor mense en mense se harte en hoe mense wil leef en wat mense wil doen en is hulle wil, dis net wat hulle wil maak, daar's geen reëls nie, daar's geen waardes meer nie, anything goes. LGBTQ, XYZ, alles by, nee. Kom ek sê gou vir jou vandag, dis tyd dat die kerk sy staan gaan moet staan, hoor die woord van die Here. As die kerk nie gaan staan vir wat hy moet staan nie, gaan daar minder as 'n handjievol oor wees as God kom, om sy kinders te kom haal.
Ons kinders word geleer, dis normaal, want Hollywood leer hulle. Hollywood sê vir ons kinders 1000 keer elke maand, dis reg om 'n katjie te wees of 'n hondjie of 'n vleermuis. Dis reg dat jy jou boetie soen. Is reg dat jy die en daai doen. Is wat Hollywood hulle leer. Wat leer die kerk hulle? As die kinders 1000 ja skry by Hollywood en hulle kry nie 'n nee by die kerk nie, wat gaan hulle antwoord wees? Toe ek in verkope was, het hulle gepraat van die ja-faktor. As jy iemand deur 'n huis vat en jy kry hulle om 7 keer ja te sê, dan is die laaste ja is kom ons teken die kontrak. Ek was baie sterk in bemarking en dit was my doelwit om 7 ja's te kry. Die 7de ja's gaan ons die kontrak teken sommer hier of by die kantoor. Nie William teken, gaan ons hom hier teken of by die kantoor. En dan gaan hulle, dan teken hulle. Want jy het hulle ja. Nou vra ek vir u vandag, kind van God, ons kinders word geleer ja vir sonde. Die kerk mag niks sê nie, want dan oordeel ons. Is nie ek wat oordeel nie, is God se woord wat oordeel. Is God se woord wat die waarheid sê, en die woord is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. Hy sal nie verander nie. Ek sê dit baie en ek sê dit weer. Ek is nie geroep om by jou gewil te wees nie. Ek is geroep om aan God gehoorsaam te wees. Vanmôre het ek hierdie woord omdat God vir my gesê het, gaan praat met my volk. Dis 'n ernstige saak. Openbaring kom en hy praat en hy sê, hy haal die aanhaling, hy sê, was jy warm of was jy koud? Maar omdat jy lou is, spieg ek jou uit my mond uit. Sê amen. Het jy dit al gelees, praat ek die waarheid? Is daar so 2 of 3 wat dit bevestig? Hy sê, as jy warm of as jy koud, maar as jy lou is, spieg ek jou uit my mond uit, en God openbaar aan my iets, wat ek graag met u wil deel. Vrydagoggend se boodskap het my geruk tot in my wese, want ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Vrydagmôre het die Here vir my druklik gesê, en ek het die skrif gaan ondersoek, en u kan hom gaan ondersoek, en ek daag hy met liefde, nou nie 'n lelike gesindheid nie, ek daag hy met liefde uit, om vir my skrif te bring wat dit anders sê. Dat sondaars het nie die Heilige Gees nie. Sondaars besit nie die Heilige Gees binne-in nie. Want die woord sê, dit kan nie so wees nie. Maar wanneer ek Jesus aanneem, dan kry ek geregtigheid van God deur Christus. Dan kom die Heilige Gees binne-in, en dan begin hy die werk doen, sê amen. Nou, jy moet nou mooi hoor, dis waaroor ek met u gepraat het Vrydag, oor sondaars wat tot bekering moet kom, om die Heilige Gees te kan ontvang. Want sonder die Heilige Gees is dit 'n liggaam wat sonder asem is, hy's dood. Die kerk, ek vra vanmôre vir die liggaam van Christus, het jy nog asem? Die kerk is besig om blou in sy gesig te raak. Die Here gee my 'n gesig van 'n kerk wat blou raak. Hy's besig om te smoor as gevolg van die sonde wat hy ingebring het. Hy kry nie meer asem nie. God sê vanmôre, hoor die woord van die Here. My volk soek my in gees en in waarheid, sodat my gees weer in julle midde te vind kan wees. Hoor die woord van die Here. Kassabaron rabakusebebendai. Openbaring praat, hy sê, as jy warm of as jy koud, maar as jy lou is, spieg ek jou uit my mond uit. En die Here sê vir my, die een wat warm is die mens deur wie die Gees van God werk. Die een wat koud is die mens met wie die Gees van God werk. Bly by my. Die warm een werk hy deur, die koue een werk hy mee, sodat jy tot bekering kan kom. Maar die lou een was eens warm, en hy het dit nie opgepas nie, hy het begin koud word, daarom is hy lou. Hy sê, dit is hulle wat die Heilige Gees ken, en hom nie wil erken, en deur hom funksioneer nie, en dis waar die Heilige Gees begin onttrek. Die lou kind van God, is hulle wat in die kerk sit, en nooit verander nie. Die loue
is nie wêreld daar buite nie. Die loue is kerkgangers, kinders van die Here, sogenaamde kinders van die Here wat 'n Sondag aftik op sy kalender. Ek was by die kerk, maar daar's nog nie 'n innerlike verandering wat plaasvind nie. Dit beteken ek versuim teen die Heilige Gees wat my wil lei na heiligmaking. Hy sê wees rein, want ek is rein, wees heilig, want ek is heilig. Die Gees van God kom in my om Christus in my na vore te bring. En wanneer ek nie verander en verbeter nie, wanneer ek nie bid en die teenwoordigheid van God voel nie, wanneer ek met die Here praat en is net so busy Bama gebed oor wat ek alles wil hê en ek voel nie sy teenwoordigheid nie, wil ek vir jou sê, dan is die Gees van God nie meer werksaam in jou lewe nie. Nou is dit stil. Volk van die Here, God sê vanmôre vir sy kerk, woord en waarheid, hierdie gemeente, Suid-Afrika, maar vir elke kerk oor die wêreld, hoor vanmôre die woord van die Here. My gees is besig om te onttrek as gevolg van die louheid van die kerk. Hy's besig om blou te raak in sy gesig, want hy het nie meer asem nie. God sê, my kerk, word warm, sodat ek deur julle kan werk. Die Heilige Gees is nog hier, hy het nog nie onttrek nie. Die Heilige Gees is nog op aarde. Mense sê hy is nie meer op aarde nie. Hy is nog op aarde. Anders het ons hom nie nou ervaar nie. Ek staan tans onder die salwing van die Heilige Gees. Die kerk moet dit koester. Sabaronda rabaku sibependai. Here praat met my en ek wil hê jy moet hierdie saak baie mooi verstaan. God vra vanmôre vir jou, is jy warm of is jy koud? Maar as jy lou is, spieg ek jou uit my mond uit. As jy vanmôre nie alles vir God kan gee nie, dan is dit net so goed soos niks. Hoor mooi wat ek vir jou sê, ek gaan dit mooi stadig vir jou sê. Die Here sê vanmôre, as jy nie alles vanmôre vir God gee nie, is dit net so goed soos niks. Jesus. La rabasiti andarabakus sababayenda. Here gee my 'n gesig van die mooi kerkgangers. Hulle is mooi. It's beautiful. Se waterbotteltjie. Van hulle het mooi geskryf op hulle ook. Goeie advertensies. Ek sal nie sê almal sin is goed nie, maar ja, so lyk die mooi kinders van die Here. En weet jy wat doen die kerk vandag? Die kerk vat hierdie mens, hierdie liggaam, hierdie houer van God se gees, wat God se gees moet hê. Hulle vat hom, en druk hulle hom in die water. Hulle druk hom heeltemal in die water, hulle baptiseer hom, ten volle nat gemaak, en los hulle hom, en dryf hy steeds bo. Hulle haal hom uit, hulle skud hom droog, hulle vee hom mooi, pragtig. Daar is hy, en die pastoor kry 'n stiekertjie, jy het nog iemand gedoop. Maar hy beteken niks. Want wanneer God se gees hom oopmaak, is hier niks wat kan uitval nie. Dis nie die skepingsdoel wat God gegee het vir sy volk nie. Gee my dan eerder een, met alle respek, wat die pastoor en die kerk nie oor kan spog, want hulle het hom in die doopwater gedruk nie. Gee my eerder een, wat deur God se gees gevul is van binne af, waarop die kerk nie die besluit het nie, en die lewende water van God loop uit hom uit. O rabanda rababa sitarabayenda rabasitiandai. Hoor vanmôre die woord van die Here. God sê, luister, die wêreld daar buite is dors, maar my volk het vir hulle niks om te drink nie. Daar's 'n skyn van heiligheid, maar hy die krag verloor. Ek vra vanmôre vir jou kind van God, hoe staan jou saak met God? Hoe staan jou saak vanmôre met God? Dit is vanmôre 'n saak van alles of niks. Dis hoekom, dan kry hulle weer hierdie persoon. En dan kom hy by volgende gemeente, by volgende pastoor. Dan sy tyd toegedraai. En hy gaan weer en hulle doop hom weer. 'n tweede maal. Ander pastoor, doop jy my weer? Ek het nie mooi geweet. Ja nou, doop jy my weer? Ek kan jou doop so lank as wat ek wil. Ek kan jou doop tot ek papnat is. Ek is papnat. Maar is nog steeds niks binne jou nie.
As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, sal jou sterflike liggaam woon. Kom ons gee hom eer vanmôre. Kom ons aanbid hom vanmôre. Halleluja! As jy vanmôre oopmaak en jy maak jou hart oop vir Jesus, halleluja, en jy gaan dan in, dan kom die gees nie net buite nie, maar die gees kom binne. Sababanda rabasita rabayandai. Dan loop die gees van God uit jou uit. En hulle wat dors is, sal water ontvang. Maar die kerk het die mense mooi gewas buite en neergesit. Julle lyk mooi. Ons is op ons pad hemel toe. Ons is op ons pad hemel toe. Klink soos klomp grafsteensangers. Ek sê vandag vir jou, dis die verskil tussen musiek en musiek, is die salwing. Is die verskil tussen prediking en prediking, is die salwing. Die salwing maak 'n verskil. Dis die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het. Halleluja, rabasiti andarabakusibebendai. Jesus het nie alleen opgestaan nie, God het hom opgewek deur sy Heilige Gees. Die woord sê dit duidelik. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy staan vanmôre, jy sit in hierdie gebou of jy luister live. God sê my kerk, as julle nie gaan oopmaak, dat my gees in julle kom woon nie, sal julle soos 'n leë bottel wees. Dit sal niks beteken as om weg te gooi nie. En die woord sê, vat hulle wat nie wil nie, versamel hulle, gooi hulle in die vuur, waar daar geween en geknars van tande sal wees. Ek bring vanmôre vir jou woord uit die Nuwe Testament, uit die nuwe verbond in Jesus Christus. God verwag van sy volk om deur die gees van God gevul te wees, sê amen. Die woord van die Here sê, hulle wat deur die gees van God gelei word, hulle sal kinders van God genoem word. As jy vanmôre nie die gees van God in jou het nie, jy het 'n probleem, hoor. Jy kan jou vanmôre vir my vererg en jy kan op jou tandjies byt. Ek het nie 'n saak nie, bring vir jou volgende keer 'n gumguard want jy gaan nog meer byt. Ek sê vandag vir jou, God het my geroep om die waarheid te verkondig. Ek wil hemel maak. Ek Jacques Potgieter, ek wil hemel maak. En weet jy wat's my droom? Om almal van die saam uit te vat. Almal wat live kyk saam uit te vat. Verbeel jou, die 140,000 mense op my page en die 15 hier en die 10 hier, as ons daai sê 180,000 mense, almal daar in die hemel, ons kry ons eie afdeling. Dan doen Ben vir ons daai oorlogskreet. Ek wil vandag vir jou sê, maar as jy die gees van God nie het nie, is die gees van God in jou, wat roep Abba Vader. As jy nie daai geroep kan gee daai dag nie, ek weet nie wie van julle kyk nou nie films nie, julle is baie heiliger as ek. Ek sê lief vir 'n film. Ek hou van iets komies, ek hou daarvan om te lag. Ek hou nie van iets vuils nie, en ek hou nie van iets wat my God se naam laster nie, dan kyk ek nie. Maar partykeer dan kyk jy 'n film en sê hulle gee jy paswoord, dan kan jy inkom. As jy die dag voor God gaan staan, en jy ken nie die paswoord nie, as die gees in jou nie uitroep Abba Vader nie, gaan jy die koninkryk van God nie kan ingaan nie. Jy kan op aarde 'n mooi lewe leef en nee, ek weet, ek's 'n goeie mens. Ek help mense, ek dra tot die tannie se kruideniersakkie vir haar kar toe. Ek wag dat die vrouens voor my by die deur ingaan. Mooi maniere maak jou nie 'n kind van God nie. As die gees nie in jou woon nie, is jy nie 'n geesvervulde kind van God nie. Want die gees in my is die doop waarvan Christus praat. Is die doop in sy dood. Dat ek nie meer leef nie, ek sterf. En nou kom die gees en hy woon binne my. As die doop van water gered het, dan was die wêreld almal gered. Dan het ek sommer by Santos 'n tentjie opgeslaan. Ek het vir almal gesê, hardloop gou deur, laat ek julle bring 1-1. Dis wat die kerk gedoen het deur die jare. Hulle het gefokus op 'n waterdoop. Ek sê nie as fout met dit nie, wonderlik. Maar waterdoop sonder opregte bekering en geesvervulling beteken vir jou niks. Dan kan jy net sowel 'n bad vat. Die kerk het gedoen wat die kerk op kon roem. Maar die gees van God vul met sy Heilige Gees. 'n mens val jou nie.
God vul jou. En die Gees is baie sensitief en, ja, glory to God. Ek weet nie wie ek voel die salwing hierso. Oh, glory to God. Gees van God is sensitief. Hy gaan leef nie in 'n wessel wat nie skoon is en wat nie oorgawe maak nie. Ek sê vanmôre vir jou, as daar nog te veel van jouself een is, hierdie is nou skoon water, soos nou 'n moeilike ene. Praise the Lord. Maar as hier nou veel water is, soos wat ons lewe is voordat ons Christus het, en jy nie eers als uitgooi nie, wil ek vir jou sê, hier, ek het nou al vir julle gesê, my vrou sê, dit klink asof ek sê, ons koppies is so vuil, dit is nie, ek moet dit net voor die tyd regmaak, anders word ek geslaan by die huis. Ek terg, sy slaan my nie meer, sy skop meestal. Nou, wat gebeur is, daar's niks so erg soos wanneer jy heerlik drink aan een of ander laafnissie. En wanneer jy daar by die bodem kom en koekeloer gestaan se buikbens of iets vir jou nie. Jy drink heerlik, ek het so 'n koppie gehad toe ek karre verkoop het, dan maak ek vir die man 'n cappuccino. As hy so klaar dink, hy laaste sluk, en so het ons 'n vlieg ingeplak, 'n plastiek een. Hy ouens weet nie hulle weet nie waar om terug te bring nie. Ek wil vandag vir jou sê, as die vuilheid nog binne die koppie is, gaan niemand belangstel om aan jou te drink nie. Want al gooi jy skoon water by vuil water, maak dit nie die water skoon nie. Die kerk leer die mense, nee, gooi net bietjie van die Here by, dan is jy skoon. Ek sê vir jou, dis bog. My verstand sê vir my, dis nie so nie. Kom, ek gooi vir jou so 'n bietjie karolie in 'n glas, en gooi ek hom verder met skoon filter bergwater, dan kom sluk jy daar. Ek sit nie my mond aan 'n vuil glas nie. Wie van julle is lief vir vuil glase om daai te drink? Dan is jy net baie honger. Maar ek wil nou vir jou sê, nie een van ons nie. En ons is nou nie skynheilig nie, ons is eerlik. Ek weet nie, dalk moet julle nie julle hande opsteek nie. Maar ek sit nie my mond aan 'n vuil glas nie. Ek sukkel met dit as ek sien daar sit nog so 'n rand, of ek kry hom in 'n restaurant, dan sit die vorige tannie, ek weet nou nie wat se tannie nie, se lippe nog daar vas. Dit klim terug. Nou sê ek nou vir jou, maar ons wil almal hê, die wêreld met 'n mond aan ons sit, maar ons bly vuil. Ons wil so 'n bietjie van Jesus by ons vuilheid gooi. Gooi so 'n bietjie skoon hier by vuilheid. Skit hom man, hy gaan dit nie weet nie. Drink. Op die einde dan voel hy, tjus, wat kom hier vandaan, die ou se valstand. Ek sê nou vandag vir jou. Ek sê nou vir jou, kerk van God, ons moet wakker word. Kyk hier een langs jou as jy guts het. As jou vrou langs jou sit, kyk jy vir die ander een. Sê, ons moet wakker word. Ek wou gesê het, sê vir haar, jy moet wakker word. Of vir hom. Vanmôre wil ek voor God sê, Jacques Potgieter, jy moet wakker word. Want die dag het ver gevorder. Hoor vanmôre die woord van die Here, God se koms is naby. God se koms is naby. As jy bly in jou sonde, sê die woord is dit moedswillige sonde. Wie van ons het nie sonde nie? Steek jou hand op, ons almal het sonde. Ons almal het foute, daarvoor is sy genade genoeg. Maar as jy moedswillig sonde doen, sê die woord, dan is daar nie vergifnis vir daai sonde nie. En die woord van die Here sê dit in die Nuwe Testament, hy sê geen sonde sal die koninkryk van God ingaan nie. Het jy dit gelees? Lieg ek? Steek iemand op? Daar's tweede, derde getuie en nog 17. OK, punt van die saak is, ons het almal foute. Party ouens se sonde is ooglopend, almal kyk vir jou as jy ietsie drink of ietsie suig. Ander ouens praat om dit, sit hierso. Praat hier. Ander ouens sit hier in die hart. Ander ouens sit in hulle motiewe waarmee hulle goed doen vir die werk van die Here. Dis harde, nee. Jy kan vir God doen net wat jy wil, as jou motief nie reg is nie, is dit net so vals. Ek sê vandag vir u, ek en u moet vanmôre sê, Gees van God kom in en berei my voor as Jesus kom. Help my, kry my gereed. Ek stel my liggaam diensbaar vir u. Ek stel my gees oop vir die Heilige Gees, verskoon om sy doel te bereik. Ek vra vanmôre vir u volk van die Here, as jy vanmôre wil hê, die Here moet deur jou werk,
As jy vanmôre wil hê dat hierdie tema se boodskap van God is met ons, moet 'n werklikheid in jou lewe word, is dit nou die tyd om te sê ek is klaar gespeel. Here, ek het begin agterkom, my lewe het begin afkoel. My lewe het begin afkoel. God sê, laat jou lewe weer 'n bietjie optel. Die Heilige Gees is daai burnerplaatjie wat daaronder om 'n boost gee. Hy sê, want dis die Gees van vuur. Interessant, nee? Ek wil vandag vir jou sê, God wil jou lewe weer warm maak. God wil jou lewe weer warm kry vir Jesus. Ek praat nie van warm maak in moeilikheid nie, ek praat in die geestelike konteks. God wil jou lewe vir jou omswaai, God wil jou bediening, wil hy aan die brand steek, en God wil jou relevant maak, dat hulle wat honger en dors is, kan kom water kry. Is dit nie lekker nie? Daar's niks wat is soos water nie, kykie. Lekker, hier tannies gaan so mors met my, wat ek so mors. Maar dis lekker. Ek mag dit net in die kerk doen, as ek by huis doen, kry ek pak sla. Here, dankie. Dankie vanmôre vir hierdie water. En weet jy wat die mooiste, wanneer jy voel jy raak leeg, dan top hy jou op, hy maak jou weer vol. Dan begin ons weer voor. Ek wil vanmôre vir jou vra, en ek sluit daarmee. As jy vanmôre in hierdie gebou is en jy sê, Here, jy praat vanmôre met my, ek het lou geword. Ek was vroeër jare daarom aktief en aan die gang vir U. Ek was vroeër jare, was ek definitief, ons het nie 'n diens gemis nie. Ons was vroeër jare daar, man. Jy kon sien. Ek gaan niks vir jou tel as jy lou is, as Jesus kom nie. Ek gaan nie vir jou tel nie. Ek was fiks gewees toe ek in laerskool was. Lyk dit of dit my nou help? 'n week terug se ete maak my nou versadig nie. Ek moet nou weer eet. Sommige klaar weer honger as ek vir julle kyk. Hoor vanmôre, volk van die Here. As jy is vanoggend en jy sê, Here, ek het U nodig. Here, ek wil net weer aan die brand kom. Ek wil net weer myself regkry. Wil ek U nooi, terwyl ons nie rondkyk nie, moenie rondkyk nie. Staan vanmôre op jou voete, ek gaan vir jou gebed doen. Jy wat vanmôre voel, Here, dis my tyd, steek my aan die brand. Here, want dis alles of niks. Here, dis alles of niks. Ek het halfhartig dit gedoen, ek het gedoen my deeltjie, ek het gedoen soos wat ek dink, maar vanmôre besef ek is alles of niks. Ek kan nie so halfhartig dien nie, ek kan nie dien 'n Sondag, maar die res van die week is myne nie. Party manne sê vir my, nee, jy moet verstaan, die week doen ek besigheid, daar moet ek ongelukkig 'n ander pakkie aansit. Ek sê net vir jou, in jou besigheid moet God te siene wees, anders is jy ook nie van God nie. Waar ook al jy werk, as God nie te siene is nie, is daar 'n probleem. As jy huis toe gaan, moet God te siene wees tussen my vrou en my kinders, anders is daar 'n probleem. Ek moet vanmôre as diensknegt van God op alle plekke 'n voorbeeld wees. Vader, vanmôre staan feitelik die hele volk voor U en ek self wil my daarby voeg en vra, Here, ek wil eerder seker maak. Here, ek wil eerder seker maak ek is warm vir U. Here, want as ons warm is, soos ek verduidelik, dan werk die Gees van God deur ons. Here, as ons koud is, werk die Gees van God met ons. Hier's mense vanmôre wat koud is, wat die Gees van God nou mee werk, sodat hulle tot bekering kan kom. Here, en dan is daar die wat lou geword het. Wat ek vra, Here, voordat U ons uitspieg uit die mond uit. Here, van ons voel reeds, ons voel Gods verlaat, het voel of ek bid en nie hoor nie. Het voel of ek dinge doen, maar gebeur niks nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, nooi God weer in. Hy gee jou nog 'n kans. Nooi hom vanmôre in, dat hy jou lewe verander. Nooi hom vanmôre in. Hy wil vanmôre jou lewe kom verander. Elkeen wat vanmôre voel, Here, ek het U nodig. Daar waar jy staan vanmôre, sê net opnuut, Here Jesus, ek erken en bely, U as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek nooi U Heilige Gees, kom vul my op hierdie oomblik. Kom werk in my hierdie oomblik. Kom verander my hierdie oomblik. Laat ek kragtig vir U kan wees. 'n kragtige getuie kan wees. Ons dank U, Vader. In Jesus naam. Amen.